Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Dinsdag, die 21ste Oktober 2025. Mag julle net 'n heerlike dag hê. Lyk by die somer is hierso. So kom ons geniet ook hierdie sonnige dae wat ons kry. Kom ons raak net so vir 'n wyle bewus van die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Vriende, vat so 20 sekondes en fokus op die opstanding van Jesus. Sien hoe hy in die hemel opgaan. Hoe hy eintlik vir jou sê, moenie bekommerd wees nie. Jy sal my weer so sien. Waar Petrus vir ons kom sê in 1 Petrus 1, op grond van die opstanding het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onverwelklike, onbesmette erfenis, wat ook vir jou en vir my in die hemel in bewaring gehou word. Kom ons raak so 'n bietjie stil oor die opstanding en wat die hoop is, wat dit vir jou inhou. Sê vir die Here ook dankie daarvoor. Vader God, dankie dat ons so by mekaar kan wees. Dankie dat U met ons kom praat, Here. Dankie vir hierdie pragtige weer wat ons het. Here, dankie dat ons hier in die wind kon sien so Sondag waar 'n marathon uitgewaai is. Here, dat ons U daarna kan beleef in die stilte. Daarna kan beleef, Here, in die wolke wat oor Tafelberg aangerol kom. Jy weer kan beleef, Here, waar alles skoon is. Vader, dankie dat U ons hier elke dag belewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, in hierdie tyd ken julle nou vir Efesiërs al baie goed. Paulus, wat vir ons so mooi met ons kom praat, ons weet teen hierdie stadium, dat hierdie brief 'n brief van bemoediging is, en praktiese raad om ons kerk hier op aarde te leef. Dit gaan nie so seer om dwalinge te bestry nie, liewe vriende, maar tog onderliggend daaraan is so. Onthou maar die ou dwaalleraars is die hele tyd daar rond. En onthou Paulus, die apostel van die heidene, vriende, hy het te doen met mense wat uit die heidendom uitkom, wat goddeloos gelewe het, wat ander afgode aanbid het. So hulle het maar baie keer weer geneig baie keer om half terug te tree of terug te val in van die ou godsdienstige praktyke. So dit is nie hierdie teen dwaalleraars wat hy hier het nie, maar dit is maar altyd onderliggend in hierdie plekkies, in hierdie gemeentes, liewe vriende. So ons weet nou al, dit is Paulus skryf so 13 briewe en 4 van die briewe is gevangenisbriewe, onder andere is dit Efesiërs, Kolossense, Filippense en dan ook Filemon, is deel van sy gevangenisbriewe, so hy skryf vir die mense uit die gevangenis uit. En dan het ons gesien, hy het met 'n bietjie met ons kom praat, liewe vriende, hieroor. Ek gaan nou nie alles weer herhaal nie, julle kan maar gaan kyk of die vorige stukkies gaan kyk. Hy praat 'n bietjie met hierdie ouens oor die ou en die nuwe lewe. Hy kom sê vir hulle, moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister. Hulle het geen deel in die lewe wat God skenk nie, om dit hardnekkig en hulle onkunde verhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. So ek kom vertel net weer vir hulle, ek kom sê vir hulle, julle weet hoe dit was, julle was daar. Moenie dit doen nie. En dan kom hy half terug en kom sê hy vir ons in vers 20, kom sê hy, julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid van Jesus. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense, julle wat deur sondige begeertes verteer word. En dan het ons 'n bietjie stil gestaan by hierdie gedeelte waar hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, dubbelpunt.
Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So hy kom sê net vir hierdie mense, dit is hoe julle moet lewe. Julle is klaar met hierdie ander goed. Julle was heidene gewees. Julle is deel van die gemeente in Efese of van die breër gemeenskap van die ander gemeentes waartoe die brief dan ook gaan. Julle is anders. Julle is geskep na die beeld van God. Julle moet so lewe dat mense inderdaad vir Jesus in julle kan sien. Julle moet lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dan vriende het ons begin stil staan wat hy dan vir hulle sê, goed, kom ek sê nou vir julle 'n bietjie, hoe lyk hierdie lewe wat anders is? En ons het 'n bietjie by mekaar stil gestaan by vers 25 waar hy sê, julle moet altyd die waarheid praat. Ons het toe gister stil gestaan by die gedeelte waar hy sê, as julle kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. Ons het 'n bietjie daar gepraat. Dit is die riglyne vir die ou lewe. So hy kom sê vir hierdie mense, kom ek sê vir julle hoe moet julle anders lewe? Moet die waarheid praat. Julle moenie kwaad, as julle kwaad word, moenie sondig nie. Raak kwaad, maar moenie sondig nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. En die derde ding wat hy kom sê, hy sê as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Nou vriende, hiervan is ons regering vol. Nie almal nie, maar vol. Hulle is mense, liewe vriende, wat nie kan ophou steel nie. Hulle wil nie deur harde werk op 'n eerbare manier self in hulle lewensonderhoud voorsien nie. Nee vriende, hulle wil steel van die belastinggaarder. Hulle wil hulle geld gebruik om vir hulle pelle en vir die kaders en vir al daai goed te gee, om vir hulle geld te gee. Maar op 'n eerbare manier wil hulle nie lewe nie. En dit kom sê Paulus vir ons in Efesiërs. Hy kom sê die nuwe riglyne van die lewe is, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. So kom ons sê vir die staat, kom ons sê vir ons president, kom ons sê vir die julle parlement, as iemand 'n dief is, want julle is diewe, nê? As jy 'n dief is, hou op steel. As jy sê jy's 'n kind van die Here, want baie van julle sê julle is kinders van die Here, hou op steel. Dis wat Paulus kom sê vir hierdie mense. Hy kom sê, julle kom uit die heidendom uit. Julle kom uit 'n plek uit waar julle ander afgode aanbid het, maar julle is mos nou nie daar nie. Julle is mos nou anders. Julle behoort mos nou aan Christus, en omdat julle aan Christus behoort, moet julle volkome volgens sy wil lewe en moet julle heilig wees. As ons sê in die regering is daar 80% Christene wat sê, dan wil ek vir die Christene kom sê in die regering op hierdie stadium, hou op steel. Hou op steel. Dis wat Paulus kom sê hier vir hierdie gemeente. Hy praat oor die gemeente. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel, hou op steel. Begin jy jou werk te doen. Hy moet deur harde werk en eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Jy kry al klaar baie geld. Doen jou werk. Doen jou werk daar waar jy is. Moenie die hele tyd sit en eet en lekker 'n klomp ander goed doen nie. Doen jou werk. Hou op steel. Kom sê Paulus vir hulle, is 80% in die regering is mos nou kinders van die Here. So dit is 80%, so dat daar 20% is nie kinders van die Here nie, as ons dit so vat, né? So 80% as julle begin ophou steel in die regering, kan julle dink waar gaan ons land wees, né? As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. En dit is hoekom dit met die armes so sleg gaan op hierdie stadium in ons opvoeding of education stelsel so sleg gaan in ons gesondheidssektor so sleg gaan, liewe vriende, want hulle steel alles en daar is niks om vir die armes te gee nie. Daarom het ons die hoogste werkloosheidssyfer, dink ek, in die wêreld op hierdie stadium. Ek is nie doodseker van die statistiekie. As omdat hulle nie wil ophou steel nie. 80% van hulle wat sê hulle is kinders van die Here, hou nie op steel nie. Want as hulle ophou steel op 'n eerbare manier werk, dan sal hulle iets vir die armes oor hê. En vriende, ons moet begin bid oor hierdie goed. Ons moet begin bid en sê, Here, hierso in hierdie regering is daar 80% mense wat sê, in hierdie land, for that sake, 80% hulle identifiseer met Christus. Maar ons sien niks daarvan nie, of ons sien bitter min daarvan. Ek kan nie sê niks nie, want die is ook mooi goed aan die gang. Kom ons sê net dit vir mekaar, hè. Maar ons moet begin bid, vriende, en ons moet vir die Here kom vra, om hierdie mense op hulle sy eie tyd vas te vat, en vir hulle te begin oortuig in hulle siele deur die Gees, dat hulle moet ophou om te steel, hulle moet ophou om hierdie goed te doen, want op die ouend is ons armste van arme mense, die ouens wat heeltemal in die pomp duik. So Paulus kom sê, lê die nuwe riglyne neer om te kom sê, julle kan nie aangaan met julle sondige begeertes soos julle vroeër gehad het nie, breek met die ou sondige natuur, julle gees en gedagtes moet geniet raak, regering en al die ander mense wat deel is van so hierdie hierdie korrupte en steeds diefagtige sisteme, breek met die sondige begeertes, laat julle gedagtes en gees nie
te word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Die oomblik wanneer julle dit gaan doen, regering, weer eens nie almal nie, wat die strooi aanjag, maar as julle dit begin doen, regering, dan verander hierdie Suid-Afrika in 'n wonderlike plek. Maar dan moet julle ophou met die sondige begeertes. Julle moet ophou om julle sondige natuur vas te hou. Julle moet ophou om te steel in die land en bedrog te pleeg en al hierdie goeders te doen. Hierdie boodskap, dink ek, is spesifiek vandag vir die regering. Die mense in die regering wat nie kan ophou steel nie, wat nie kan ophou goed vat wat nie aan hulle behoort nie, wat die heeltyd besig is met korrupsie wat die hele land beïnvloed. En kom ons bid, vriende, dat die Here, as dit dan hierdie regering is wat op so 'n manier operate, dat die Here die regering sal wegvat. Die Here die regering sal wegvat vir ons 'n ander regering gee wat vir ons land daar kan wees en wat net die heeltyd daarop uit is om te steel en om hulle eie sakke vol te maak en te verryk ten koste van mense nie. Kom ons kom bid daarvoor. Kom ons kom bid dat die Here hulle sal wegvat en 'n nuwe regering daar sou stel, vriende, wat hulle werk kan doen en kan uitkom sodat hierdie land 'n floreerende land kan wees en ons arme mense beter daaraan toe kan wees en dat ons werkloosheidssyfer begin kort te raak. Ek dink hierdie boodskap is baie vir Paulus, wat Paulus vir hulle sê. Hy sê julle moet onder mekaar die waarheid praat, sommer die eerste wat hy sê. Julle moenie die duiwel vat kans gee nie. As jy 'n dief is, moet jy ophou steel. My 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade, sy teenwoordigheid. Amen.